Eenmaal sê Here, baie dankie dat ons vanmôre in die kerk kan wees en dat U hierdie kerk deur U genade laat oprig het en dat U vir ons elke Sondag hier bymekaar bring, dat U vir ons die woord gee om na te luister, dat U medegelowiges gee wat ons hande kan neem. En Here, as ons aan ons medegelowiges dink, dan sê ons vir U baie dankie met almal wie dit goed gaan. Ons bid vir hulle wat deur 'n moeilike tyd gaan, hulle wat swaar kry, hulle wat dalk onder baie spanning is, hulle wat baie dalk pyn moet verduur, wat miskien ook emosionele stryd het, wat miskien swaar kry onder depressie of ander siektes. Here, ons wil vir hulle almal bid en vra dat U ook hulle hande sal sterk maak, vir hulle ook sal ophef met die krag wat U vir ons beloof het vanmôre toe ons die fotum gehoor het. Here, ons dink aan hulle wat verjaar, ons dink aan hulle wat seniors is, ons dink aan hulle wat baie lank getroud is. Baie dankie dat dit vir ons 'n voorbeeld stel van die genade van die Here Jesus. En dankie vir elkeen in hierdie kerk wat U beeld uitstraal, sodat ander mense kan sien Jesus leef hier. En Here, wanneer ons uit die woord gaan oopmaak en daaruit gaan saam lees, en ons hierdie moeilike gedeelte hanteer, help dit dat ons dit so sal hoor, dat ons ook ons kinders kan leer en vir hulle kan laat verstaan presies wat het daar op Golgotha gebeur, wat het in U lewe op aarde gebeur. Dankie vir ons kerk, ons bid ook vir volgende naweek se nuwe lewe fees, wanneer Dominee Mani Botha hier gaan wees, ons glo U stuur hom ook na ons toe, vir ons hierdie spesiale naweek ook werklik mooi te maak, dat ons kan sien, die winter en die sonde van verlede is verby, daar's 'n nuwe lewe in Christus, soos wat die natuur gaan uitbars, een van die dae in blomme en alles wat blare is en groen is en mooi is, om te wys daar's lewe na die winter. Baie dankie. Seën ons, Here, hou U hand oor ons dat ons mooi hoor en gehoorsaam. In Jesus se naam. Amen. Ek het op die bord vir julle gesit Lukas 23. Ek wil ook net so 'n enkele sinnetjie lees daar uit Matteus 27. Lukas 23, ek wil net so 'n kort gedeelte daar lees. Dit is waar die Here Jesus sterf aan die kruis op Golgotha. Vers 44 van Lukas 23, dit was al omtrent 12 uur, toe kom daar duisternis oor die hele land en dit het tot 3 uur geduur. Die son het opgehou om te skyn. Die voorhangsel in die tempel het middeldeur geskeur. Jesus het hard uitgeroep, Vader, in U hande gee ek my gees oor. Na hierdie woorde het hy die laaste asem uitgeblaas. Toe die offisier sien wat gebeur het, het hy God geprys en gesê, hierdie man was werklik onskuldig. Dan wil ek net so 'n enkele sinnetjie lees uit Matteus 27 uit, vers 45, van 12 uur af het daar duisternis oor die hele land gekom en dit het tot 3 uur geduur. Teen 3 uur het Jesus hard uitgeroep, Eli, Eli, lema sabachthani. Dit is die Aramees, die Hebreëus sê Eloi, Eloi, lema sabachthani. Dit is my God, waarom het U my verlaat? Ek gaan net daai 2 gedeeltetjies lees. Ek vertrou dat die Here ook sy woord aan ons hart gaan duidelik maak. Spyker, ekskuus, ek gaan jou gou pla as jy vir my kan teruggaan na die geloofsbelijdenis waar ons gelei het onder Pontius Pilatus gekruisig. Ek dink dit is so als op 1 skyfie nog. Maar jy's vinniger as wat ek kan dink. Baie dankie. Ons wil vanmôre stil staan by ter helle neergedaal. Nou in die predikantespan het ons vir mekaar gesê, ons gaan nie die hele lydensweg soos hy in die apostoliese geloofsbelijdenis vir ons uitgespel word of opgesê word, hanteer nie. Ons gaan net hierdie enkele sinnetjie, as die Here wil en ons spaar, dan gaan ons volgende jaar in die lydenstyd, dan het ons 7 Sondae, wat ons 'n bietjie intenser na die hele gedeelte gaan kyk. Ons het verlede week so 'n bietjie stil gestaan by
Pontius Pilatus 'n bietjie moeilik geweest. Nou soos vandag by Terhelle Negedal, dis net so moeilik. Volgende week sou ons dan nou, Mani Botha moet sy eie ding doen, sou ons dan so bietjie by die visie stilgestaan het, u lig dring ons om lief te hê. Nou daar staan, hoekom ek het gesê het, jy moet nou baie mooi kyk, want ek wil gou net na die tegniese van wat hier staan, vir jy wys, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, begrawe is. En dan staan daar na alles en Terhelle neergedaal het. Nou dit klop nie lekker met dit wat ek glo nie. Dat ek glo daar staan nie. Kruis gelei, kruisig, sterf, dan haal hulle hom van die kruis af, dan sit hulle hom in die graf neer, en dan staan daar Terhelle neergedaal. Dan beteken dit, as ons dit, wat is die Engels vir kronologie? As ons dit nou in tydsorde vat, eers die een, en dan het die volgende ding gebeur, en dan het die volgende ding gebeur, dan beteken dit, nadat hulle hom in die graf neergelê het, is hy hel toe. Julle verstaan net, ek wil net so iets van die problematiek by julle los, ek wil nou nie, julle moet dit verstaan nie, want dan het ek 'n preek om te doen nie. Nou vra ek maar net, Terhelle neergedaal, beteken dit, dat hierdie uitdrukking op die regte plek in die apostoliese geloofsbelijdenis staan. En dit het sekere implikasies as dit op die regte plek staan. En asseblief, ek sê nie hy staan op die verkeerde plek nie. Ek sê net as ons hom so lees. As hy is nog gekruisig, hy het gelei, hy is gekruisig, hy is van die kruis afgehaal en hy is in die graf neergelê. En ek kan seker vir die kinders net gou vinnig en kort, julle gaan my so 'n bietjie verdra as ek vir hulle net so 'n bietjie bybring. As jy nou daar kom waar Jesus gekruisig is, dan lê daar 'n groot marmerklip. En die oorlewering wil hê, die verhale wil hê dat Jesus, toe hulle hom van die kruis afgehaal het, het hulle hom op daai klip neergesit. Voordat hulle hom in doeke toegedraai het en in die graf gaan neerlê het. Nou daar het ek nou die oggend, kyk ek word mos nie kwaad, julle ken mos vir my. My vrou sê ek sal nooit kwaad word nie, want ek bly kwaad. Ek kan nie dit nog word nie, want ek is dit. Nou wil ek graag 'n foto van die klip neem. Maar glo julle nou vir my, die mense val op daai klip neer, dan huil hulle, en gooi daar goed neer, in tissues, in sakdoeke, in. Ek wil nie dink as hulle daai klippe slag moet skoonmaak, sal hulle daar kieme uithaal wat van die 2000 jaar terug afkom. En hulle is op die klip, en nou wil ek so graag 'n foto net neem van die klip, maar dit is net mense op die klip, en toe dink ek, dit is eintlik so hartseer. Maar kom ons kom terug. Nou word Jesus op daai klip word en doeke toegedraai, nou word in die graf gesit, en nou hel toe. Hel is 'n plek waar God die sondaars laat bly, totdat hy eendag weer kom. Nou die implikasie van die geloofsbelijdenis is dat Jesus nou daarna toe gaan. Voel dit vir julle reg? Dat Jesus nou hel toe moet gaan. Voel julle my ongemak? Ek is ongemaklik, want daar's twee goed wat gebeur het, wat sê, dit het nie gebeur nie. Petrus skryf wel, ek wou nogal vanmôre die teks neerskryf, nou het ek dit nie. Petrus skryf wel, dat Jesus weggevoer is na die hel. Nou as ek Petrus reg verstaan, dan bedoel Petrus dat daar iets gebeur het, wanneer Jesus hel toe gaan. Ek het ongemak met hierdie gedagte, dat Jesus dan nou van die Vrydag tot die Sondag in die hel deurgebring het. As twee goed in die Bybel wat vir my sê, dit maak nie sin nie. Wat sê vir die moordenaar, die misdadiger langsom aan die kruis?
vandag sal jy saam met my in die hel wees. Dis eintlik wat ons hoort, né? Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Is die paradys en die hel dieselfde plek? My bietjie verstaan van die Bybel sê met die paradys, as ek dit dan nou so kan stel in gewone Afrikaans, is die voorportaal voordat jy ingaan in die hemel in. En dit is waar ek dink al die gelowiges by mekaar kom voordat die Here Jesus weer kom. Maar Jesus sê ook 'n tweede ding. Hy sê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. So wat is dan nou die implikasie? Die implikasie is, as ek my gees in die hande van die Vader gee, dan vat die Vader my hel toe. Maak dit sin? Dit maak ook nie sin nie. Met seker maak, die groot mense weet ek sal by my wees, die kinders is julle by, verstaan julle wat die ou oom hier probeer verduidelik? Kom ons sê, Jesus moet hel toe gaan, omdat hel nog deel is van die straf op die sonde wat Jesus moes ly om ons te kan red. Met ander woorde, die lyding is deel van die straf van God, die kruisiging is deel van die straf van God, die dood van Jesus is deel van die straf van God, en in die graf neerlê, God se seun in 'n graf neerlê, terwyl hy iemand soos Lazarus laat uitkom uit die graf uit, dis deel van God se straf op die sonde, dan beteken dit ook dat die hel deel is van die straf van God op die sonde. Maar die Bybel weerspreek dit. Hoe? Met 'n enkele Griekse woordjie wat sê tetelestai. Tetelestai beteken, dit is voltooi of volbring. Met ander woorde, dit beteken, dit wat God teen die sonde gehad het, is alles afgehandel. En dit sê Jesus aan die einde van die kruisiging. Kom ons kyk gou wat sê die Heidelbergse Katekismus. Die Heidelbergse Katekismus bely dan nie dat Jesus op 'n plek was in die stadium die ter helle neergedaal nie, maar dat dit eerder 'n emosionele stryd en spanning is. En dat Jesus ten tye van sy dood nie op 'n ander plek was nie. Kom ek probeer verduidelik. Ons het mekaar gesê, 'n plek, die hel is 'n onderaardse diepte waar die sondaars op God se straf wag en die gelowiges wag in die paradys. As Jesus dalk sy oorwinning gaan aankondig het, soos wat Petrus dit dan ook bedoel in die hel, dan sou dit 'n deurbeweeg wees, hy sou nie daar bly nie. So as dit lyk vir ons eerder asof en nou gaan ek dit probeer lees, en dan gaan ek dit vir julle probeer verduidelik. Teen die agtergrond van die beeldspraak, dat die primêre bedoeling, met ander woorde die hoofdoel van die apostoliese geloofsbelijdenis met hierdie woorde is, om daarmee te bely dat Jesus in sy lyding die oordeel van God oor die bose ondergaan en dra. Dat Jesus in sy lyding die helse smarte intens beleef, van sy lyding af tot by sy in die graf weg lê, om daarmee die volle oordeel van God te dra. Wanneer ons kindertjies doop, dan sê die doopformulier, hy staan of sy staan of lê of sit eintlik onder die oordeel van God. Maar in Christus. So hierdie Jesus ly dan nou hierdie helse smart. Ek gaan nou verduidelik dan wat dit beteken om die volle impak van die hel van ons af weg te neem. Ek wil nie oor die hel preek nie, maar ek wil net hê jy moet mooi verstaan wat ek probeer bedoel. Uit die Nuwe Testament is dit baie duidelik dat Jesus die volle impak van God se oordeel het. Ek het vanmôre net so weer so 'n bietjie in my voorbereiding net deur Getsemane beweeg. Julle weet wat is Getsemane nie? Kom ons help net gou dat die kinders net by ons bly. Getsemane is die plek waar Jesus
bloed gesweet het van bangheid vir die verhoor en die kruisdood wat binne die volgende paar uur sou plaasvind. Getsemane is die plek waar hy gesê het, Vader, as U wil, neem hierdie bitter lydingsbeker van my weg. Hy het so bang gewees daar dat hy sy sweet in bloed verander het. So, sy lyding begin al lank voor Pilatus eintlik. Sy lyding begin eintlik by sy geboorte, maar ek gaan nou nie vanmôre daai lang pad stap nie. Kom ons trek net gou die lyn by mekaar. En daarom sê die groot mense wat weet, hierdie uitdrukking wil vir ons eintlik wys dat Jesus is die lam wat die sonde van die wêreld wegneem. Nou die groot mense my net weer so klein oombliekie saam met die kinders toelaat. Weet julle wat is 'n sondebok? Weet julle wat is 'n sondebok nie? Maar julle is gelukkig. As dan nou iets, as een van die kinders iets kwaad gedoen het in die huis, dan soek mamma en pappa die skuldige ou, né? En baie keer kry hulle die skuldige nie, dan vat hulle sommer enige een en maak van hom of haar die skuldige, né? Ek het in my lewe baie pak slaag gekry in die koshuis. Maar ek is by tye geslaan wat ek nie skuldig was nie. En ek was baie bly daaroor, né? Nee, ek moes die sondebok wees. Nou, die sondebok kom eintlik in die Bybelse tyd uit die groot versoendag. So een keer 'n jaar, soos dat ons 'n Sondag nagmaal het, dan word daar 'n groot fees gehou en dan word 'n bok gehaal. Hulle het sommer gepraat van Azazel. Die bok se naam is hulle het hom genoem Azazel, sondebok. Dan het die hoofpriester gekom, dan het al die volk se sonde op daai bok gaan lê. En dan as hulle klaar dan jaag hulle daai bok woestyn toe. Want hy moet die sonde hel toe vat. Hy is nie doodgemaak nie, maar hy het almal se sonde daar in die woestyn gaan dra, die arme bok in die woestyn. Nou, dit beteken as Jesus die lam van God is, anders as die sondebok wat met die sonde wegloop, moes Jesus soos die lam geoffer word. Aan die kruis op Golgotha. Nou julle het in die week, die mense wat saam met 28 dae lees, by Jesaja 53 verbygegaan, daar word in fyn detail uitgespel, die onuitspreeklike angs, die smarte, die verskrikking wat deur sy siel gewroeg het, wat hy gelei het, en veral aan die kruis, dat hy ons van die helse angs en pyne kon verlos. Ek het nie vanmôre dit alles hier by my nie. Ek dink is Dr. Isaac Burger wat so 'n opname gemaak het van mense wat nie in God geglo het nie en hulle sterf met woorde. En die meeste van hulle het uitgeroep, ek gaan deur die helse vuur, want ek gaan sonder God. En dit is wat die Heidelbergse Katekismes vir ons wil sê. Christus het die diepste duister van die hel beleef. Maar luister wat sê iemand, ek is nou nie seker wie dit sê nie, ek vermoed, dis professor Jack Miller. Hy het gesê, en dan moet jy baie mooi luister, ek wil nie hom verdedig of sê dit is so of dis nie so nie, dit laat 'n mens net baie diep dink. Die volgorde, gelei, gekruisig, gestorwe, begrawe en ter helle neergedaal word dan so verstaan, dat God self in Christus, omdat dit sy seun is, tot in die diepste duisternis van die hel van ons bestaan afgedaal het, om ons daaruit te bevry. Dat God self in sy seun se pyn en lyding, ons pyn en lyding eintlik ervaar. Persoonlik dink ek dat die hele klem geplaas moet word dat hy van God verlate is. Daar's 3 baie interessante goed wat op Golgotha gebeur. Die een is 12 uur kom daar totale duisternis op Golgotha. Hoekom kom daar totale duisternis? God
onttrek hom aan sy seun. Dit is ongelooflik. Die oomblik wanneer God hom aan sy seun onttrek, dan word selfs die son donker. Dit wys vir ons, God het hom teruggetrek. Die tweede is, wanneer Jesus uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Hel is die plek waar God nie is nie. So wanneer ons sê, Jesus het ter helle neergedaal, dan sê ons eintlik maar daarmee, hy het God verlatenheid beloof. Om geen toegang tot God te hê nie. Dis helse ervaring. En Jesus het dit gedoen sodat ons bevry kan word, dat ek en jy volkome met God heel gemaak kan word. As ek nou hierdie glas laat val, en ek het nogal lus om dit te doen, kan ek maar. Wie sê ja? Nie een nie. As ek hom nou laat val, en hy breek nou daar stikkend, gaan julle my help om hom weer heel te maak? Ag nee man, ek sou julle gehelp het. Kom ons kyk eers of hy stikkend val, nee. Wat is die kans om hom heel te maak? As hy heel is, gaan ons hom nie weer gebruik nie, nee. Jesus het vir ons aan die kruis op Golgotha van God verlatenheid beleef, 2 Korintiërs 5:21, om ons in ons verhouding met God vir altyd heel te maak. Nou skryf Prof. Jack Miller, en ek wil dit vir julle lees. Jesus is alleen in sy sterfuur. Daar's niemand of niks wat hom ondersteun of kan vertroos nie. Die aarde wil hom nie langer hê nie en stoot hom weg. Die hemel wil hom nie so ontvang nie en hou hom terug. Tussen hemel en aarde hang hy, totaal verlate in sy uur van dood. Dis sy hellevaart. Dis sy hel toe gaan. Ek maak klaar. Enkele opmerking. Sondag, as die Here wil, gaan hier 'n nagmaaltafel staan. En op daai tafel gaan wyn en brood wees, wat vir ons sê, dis die vrugte van Jesus se volkomme verlossing. En dan gaan die formulier hier gelees word. En die formulier gaan sê, Jesus was van God verlate, sodat ek en jy nooit weer van God verlate sal wees nie. En so lees ek op Oudtshoorn 1 Sondag hierdie formulier, ek lees dit ons nou elke keer maar daar was ek alleen gewees, so elke nagmaaldiens het ek hom gelees. En toe ek so uitkom, toe kom 'n ouerige oom, maar groot oom. Kyk, ek is 'n groot man, maar hy is baie groter as ek. En kom so en hy vat my baadjie so aan sy. Hy sê vir my, Jerry, ek het vanmôre 'n belewenis gehad in die kerk. Wat vir my totaal bevry het. Jesus was van God verlate, sodat ek nooit weer van God verlaat sal word nie. Nooit. En God se taal is nooit baie, baie lank. Jesus het ter helle neergedaal, sodat ek en jy nooit weer die helse eensaamheid, verlatenheid hoef te beleef nie. Die hemel sê, Here, dis vir ons te groot. Maar baie dankie. Dankie dat ons dit kan vasgryp met alles wat ons het. Dat ons in U teenwoordigheid kan bly en nie duisternis, God verlatenheid beleef nie. Maar soos wat Jesaja vir ons sê, vir julle het die lig gekom, die almagtige teenwoordigheid van die Here.
En dankie dat ons in U teenwoordigheid mag bly. Amen.